dink hierdie is tog 'n baie belangrike hoofstuk in Handelinge. En as jy dit nou al gelees het en soos ons deur dit gaan vandag, sal jy miskien dink, ek wonder hoekom sou Lukas gedink het om hierdie hoofstuk of hierdie insident neer te skryf wat hier gebeur het in die vroeë kerk. Nou was 'n baie goeie rede vir dit. En ons gaan nou meer klem lê daarop. Nou hoofstuk 9 wat ons verlede week mee geëindig het, sien ons gaan oor Paulus se voorbereiding vir sy bediening. Want Paulus het nie net ingestap nadat hy sy Damaskus ondervinding gehad het en dadelik begin preek en begin boeke skryf nie. Al was 10 jaar se voorbereiding, nê? Voor Paulus uitgestap het in sy bediening, dit waarvoor God hom geroep het. En in hoofstuk 9 vertel Lukas ons daarvan, en dan in die laaste paar verse van hoofstuk 9 verskuif die fokus van Paulus af bietjie op Petrus nou weer. So terwyl Paulus nou voorberei word, hy was vir 7 jaar weer na Tarsus toe gestuur, terwyl hy voorberei word vir sy bediening, verskuif die fokus na Petrus toe, en Lukas vertel vir ons van 2 wonderwerke wat plaasgevind het. 'n man met die naam van Eneas, wat vir 8 jaar verlam was. En die Here het 'n wonderwerk gedoen en hom opgewek. En as gevolg van daai wonderwerk het die hele dorp amper tot bekering gekom. Is dit nie mooi nie, nê? So die wonderwerk het gelei na nog 'n groter wonderwerk, of baie groter wonderwerke, naamlik wedergeboorte. En dan ook lees ons van 'n ander wonderwerk, wat die Here Petrus gebruik het om 'n vrou met die naam van Tabitha uit die dood uit op te wek. Of 'n ander naam vir haar is Dorcas. En die Here het hom kragtadig gebruik en die Here het die vrou uit die dood uit opgewek. En dan in hoofstuk 10, waar ons vandag gaan kyk, gaan dit oor die bekering van 'n man met die naam van Cornelius. Nou, nie net hy en sy hele huishouding het tot inkeer gekom nie, sy lewens was verander nie, maar God het daardie situasie ook gebruik om Petrus se lewe te verander. Nou Petrus was reeds 'n Christen, dis waar, maar die Here wou iets in Petrus se lewe doen wat belangrik was, wat vir hom moeilik was om te aanvaar en te verstaan. En die Here het hierdie geleentheid gebruik om dit te doen in Petrus se lewe. Nou in hierdie hoofstuk sien ons hoe die evangelie vir die eerste keer amptelik aan heidene verkondig was. Heidene is nou mense soos ek en jy, né? Die eerste bekeerlinge in die vroeë kerk en met daardie punt was meestal net Jode gewees. So die kerk het uit Joodse Christene bestaan. En gedurende die tyd van die boek Handelinge was daar basies 2 groepe mense, Jode en heidene. En heidene is almal wat nie Jode is nie, mense soos ons. Die Jode was 'n volk wat deur God uitverkies was, afgesonder was, sodat sy raadsplan deur hulle vervul kon word, deur hierdie Joodse volk. Volk wat deur God uitgekies was, en die Jode het baie goed geweet dat God het hulle uitgekies, en daarom het hulle gedink, en baie maal dink hulle nog steeds, dat hulle verhewe is bo ander rasse. Hulle is meer spesiaal, want God het hulle gekies as 'n volk. Hulle kyk bietjie neer op ander rasse, veral op die heidene, en hulle het glad nie gemeng met heidene nie, hulle mag nie. Baie Christen Jode het natuurlik ook gedink dat Christenskap net vir die Jode was. Nie vir ander rasse nie, net vir die Jode, want Jesus was tog 'n Jood gewees. So hier stuur God Jesus Christus, en hy kom sterf eintlik net vir die Jode, dis wat hulle geglo het. Dit is vir hulle moeilik om te aanvaar toe Jesus vir die disippels sê, julle moet gaan na Jerusalem, want ek gaan julle aandoen met krag, sodat julle my getuies kan wees, nie net in Jerusalem nie, maar in Samaria, in Judea, tot in die uithoeke van die wêreld. Dink hulle, maar wag so bietjie, ons dog dan saligheid en Christendom is net vir ons, maar Jesus sê, nee, dis nie net vir julle nie, en dit was vir hulle moeilik om te aanvaar. Die Jode het nog nie besef dat die kerk, dis nou ons, alle gelowiges, 'n nuwe groep is, wat uit alle nasies bestaan, alle soorte mense, Afrikaners, Zulus, Xhosas, Vendas, Chinese, Japaneese, Romeine, Grieke, almal wat kinders van die Here is, wat
wedergebore is, wat Jesus Christus hulle Heer en Meester gemaak het, is kinders van God, deel van God se familie. Dis nie meer eksklusief net vir die Jode nie. Jesus het gekom en hy het die muur tussen Jood en heiden afgebreek. So al was die Jode baie godsdienstig, en hulle was ook. Hulle was hardkoppig, ja, en hulle het baie keer droog gemaak. Al was hulle baie godsdienstig, ouens, was dit nie genoeg nie. Hulle het 'n verlosser nodig gehad. So in hoofstuk 8, 9 en 10 in Handelinge, sien ons waar die evangelie verkondig word aan 3 baie godsdienstige manne. Hulle was goeie mense, godsdienstig, maar dit was nie genoeg nie. Ek meen, in hoofstuk 8 sien ons waar Filippus die evangelie verkondig aan die hofdienaar van Ethiopië. 'n Godsdienstige goeie man. Hy was op pad terug Afrika toe. Julle ken die verhaal. En hy het gelees uit die boek Jesaja uit en die Here stuur vir Filippus en hy draf langs sy strydwa of sy wa wat deur perde getrek word op pad terug huis toe en hy hoor die ou lees en sê, wat lees jy? Ek sê, ek lees uit die boek Jesaja en hy sê, maar ek verstaan dit nie. En die Here gebruik toe Filippus om die evangelie te verkondig aan hierdie Ethiopiër, 'n goeie mens, 'n godsdienstige man, maar hy het Jesus nodig gehad, 'n verlosser. Saulus van Tarsus, in hoofstuk 9, Paulus, godsdienstige man, ek meen, hy was 'n fariseer, maar dit was nie genoeg nie. En hier in hoofstuk 10, gaan ons lees van 'n hoofman oor soldate. Hy was 'n heiden gewees, en ons gaan nou sien, hy was 'n goeie mens gewees, wat gebid het, wat die God van Israel aanvaar het, 'n godsdienstige ou, maar hy het Jesus Christus as sy verlosser nodig gehad. Nou voor ons hoofstuk 10 lees, net gou 'n bietjie vinnig agtergrond, waar ons trek nou. So Petrus het die 2 wonderwerke gedoen. Die laaste een was, hy het die vrou uit die dood uit opgewek. En hy's in die dorp Joppe. Hy bly by 'n man met die naam van Simon, wat 'n leerloier was. 'n Leerloier was nou 'n beroep wat beskou was deur die Jode as 'n onrein beroep. Want hierdie man, hierdie Simon, het heeldag aan velle gevat van dooie diere, so hy was seremonieel, was hy besoedel gewees. So die Jode het uit die hart van die saak bietjie neergekyk op hierdie ou. En vir Petrus, om by hierdie ou te bly, was nogal 'n groot stap vir hom gewees. En ons kan sien dat die Here besig was om met Petrus se hart te werk, dat hy verstaan, en dit baie goed sal verstaan, dat die evangelie nie net vir die Jode is nie, maar vir die heidene ook. En die Here was besig om daai tradisies, daai godsdienstige mure af te breek in Petrus se lewe. En om voor te berei vir radikale verandering. Maar kom ons lees daar in Handelinge 10 vers 1. En daar was in Caesarea 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy met sy hele huis was vroom, hulle was godvreesend en het baie almoses aan die volk gegee en hulle was altyd deur in die gebed tot God. So hierdie man was 'n goeie mens gewees, 'n godsdienstige ou, nê? Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom wat vir hom sê, Cornelius. En hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit, my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou almoses het voor God in gedagtenis gekom. Stuur dan nou manne na Joppe, dis nou waar Petrus is, en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n sekere Simon, 'n leerloier, wie se huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen. En toe die engel wat met Cornelius gespreek het weg was, roep hy 2 van sy huisbediendes en 'n vroom soldaat van die wat altyd by hom was, en vertel hulle alles en stuur hulle na Joppe. So hy vertel vir hulle van hierdie gesig, en hy sê, julle moet na Joppe toe gaan haal vir Simon Petrus. So Cornelius was 'n leier gewees in die Romeinse weermag. Hy het 'n baie hoë rang beklee. Sien, die Romeinse weermag was baie effektief gewees. En hulle het baie goeie strukture gehad en sisteme, en hierdie ou was aangestel oor 100 soldate, en 'n belangrike leiersfiguur in die weermag gewees.
En die Bybel praat meer as een keer oor hoofmanne. Onthou julle die hoofman wat na Jesus toe gekom het, wie se dienskneg siek was, en toe vra hy dat Jesus vir hom moet bid. En toe sê hy, Jesus, ek verstaan hoe werk gesag, so u hoef nie eers na die huis toe te kom nie, maar u kan maar net sê, hy is genees, en dan weet ek, dit sal so wees. Onthou julle dit was ook 'n hoofman. So in die Bybel sien ons dat daar van hierdie hoofmanne gepraat word, en hulle word in 'n goeie lig gestel. Hulle was goeie leiers gewees. Hulle moes baie keer goeie besluite maak, of belangrike besluite maak, en hulle was waarlik goeie krygers gewees, dapper manne gewees. En hier's hierdie man, Cornelius, hy woon in Caesarea, so 40 kilometer van waar Petrus was. 40 kilometer noord van Joppe. Hy was 'n godsdienstige man, 'n heiden wat die God van Israel aanvaar het. Daar was heidene gewees wat die God van Israel aanvaar het en hom begin dien het. Hy het gebid tot die God van Israel. Maar hy was nie 'n Christen nie. Hy moes die evangelie van Jesus Christus hoor, sodat hy gered kon word. Dit was nie genoeg vir hom om net 'n godsdienstige man te wees nie. Al was hy 'n goeie mens, 'n baie godsdienstige man, was hy nog steeds verlore. Sonder Jesus is jy verlore. Dit maak nie saak hoe goed jy is nie. Hoe goeie mens jy is nie. Hy het Jesus nodig gehad. Jy sien nou, as ek dit lees, toe besef ek, daar's baie goeie godsdienstige sondaars in die kerk ook vandag. Mense wat al jare in die kerk is, en dis nie 'n slegte gewoonte om deel te wees van 'n kerk, of om die gewoonte te hê om kerk toe te kom nie, maar mense wat deel is van 'n kerk, omdat hulle ouers in daai kerk was, hulle ouma en oupa in die kerk was, en hulle dink is 'n goeie ding om aan 'n kerk te behoort. Maar hulle is besig met godsdienstbeoefening, hulle het nog nooit Jesus Christus as hulle Heer en Meester aanvaar, en in hom begin glo as hulle verlosser nie. Daar het nog nooit wedergeboorte plaasgevind in hulle lewens nie. Jy sien, God stel nie belang in godsdienst nie. Hy wil verhouding hê. Godsdienst is dood, verhouding is lewendig. Daar moet 'n verhouding wees. Daar moet 'n amptelike dag en 'n tyd wees waar jy sê, ek het hierdie dag my lewe vir Jesus gegee. My lewe vir hom gegee, ek het hom my Heer en Meester gemaak. Hy's my koning, hy's my verlosser, en ek glo in hom. Wedergeboorte moet plaasvind. Om net 'n goeie mens te wees is nie goed genoeg nie. Ouens, jy het 'n verlosser nodig. Paulus skryf in Romeine 3 vers 23, sê hy, ons almal het gesondig en ons ontbreek aan die heerlikheid van God. Nie een van ons is goed genoeg. Nie een van ons se werke is goed genoeg om jou te red nie. Jy het 'n verlosser nodig. Alleen deur Jesus Christus word jy geregverdig. Nou, dis so mooi, want ons weet nou, ons is kinders van God. Ons behoort aan hom. So, my identiteit het verander van sondaar na gelowige. Voor ek Jesus geken het, was ek 'n sondaar. Maar nou dat ek Jesus ken, is ek 'n gelowige. Ek is deel van God se familie. Ek is kind van God. Dis my nuwe identiteit. Ja, ons maak foute. Niemand van ons is volmaak nie. Maar ek dra nie meer die titel van 'n sondaar nie. En alleen in Christus Jesus, ouens, kan ons gelowig word, kan ons kind van God word. Ek weet, Jesus het vir Nikodemus gesê, jy gaan nie die koninkryk van God sien of kry as jy nie weergebore word nie, uit water en gees nie. So dis belangrik. En hierdie Cornelius, hy het geglo in God, die God van Israel. Maar hy was honger vir iets meer ook. En God sal nooit 'n hongerhart wegwys nie, nee. God het 'n plan gehad met sy lewe en met Petrus se lewe. Daar moes bekering plaasvind in Petrus se lewe. Ja, hy was al wedergebore, maar ons weet ons vandag, ons is op ons bekeringspad, nee. Elke dag bekeer ons van dinge. Ons draai weg van dinge en daar moes iets plaasvind in Petrus se lewe. Jy sien, die Jode het 3 maal op 'n dag gebid. Dit is 'n tradisie gewees by hulle, deel van die wet, 9 uur die oggend, 12 uur die middag en 3 uur ook die middag. En omdat hierdie Cornelius 'n aanhanger was van die Joodse godsdiens, het hy hierdie gewoonte gevolg en 3 uur tydens sy middaggebed het hierdie engel aan hom verskyn.
Nou dit is my interessant dat God besluit het Petrus moes gaan haal word om die evangelie aan Kornelius verkondig. Die engel wat aan hom verskyn het nie die evangelie aan hom verkondig nie. Sien, God het nie engele, roep nie engele, gebruik nie engele om die evangelie te verkondig nie. Hy gebruik mense soos ek en jy. Disippels van Jesus om disippels te maak. En God wou gehad het in hierdie situasie spesifiek dat Petrus die evangelie aan hierdie ou verkondig, sodat hy 'n kind van God kan word. Ons is God se instrumente van goeie nuus in hierdie wêreld. Moet dit nooit vergeet nie, jy's 'n disipel. En wat maak disippels? Hulle volg nie net Jesus nie, hulle maak disippels ook, nee. So, as ons kyk na hoofstuk 10, vers 1 tot 8, lees ons oor Kornelius se voorbereiding, hierdie heiden, hierdie Romeinse soldaat, hy word voorberei om die evangelie te hoor, en dan van vers 9 tot 22, lees ons waar God Petrus voorberei om die evangelie aan hierdie heiden te verkondig. Nou, dit is moeilik vir Petrus om dit te doen. Dit was vir hom 'n moeilike ding gewees, want hy was 'n Jood en Kornelius was 'n heiden. En soos ons reeds gesien het, Jode meng nie met die heidene nie. Maar kom ons kyk, kom ons lees verder wat gebeur. En die volgende dag, vers 9, en die volgende dag terwyl hulle op pad was en naby die stad kom, het Petrus omtrent die 6de uur op die dak geklim om te bid. En hy het baie honger geword en hy wou eet. Nou, hulle dak het nie soos ons ingelyk nie, dit sou nou weird gewees het, jy weet, as dit soos ons ingelyk het. Hoe gaan jy nou op die dak klim, daar op die hoek van die dak, op die punt, daar sit ou Petrus, jou voetjies hang so af, hy is so besig om te bid. Nee, dit was nie so nie. Die huise se dakke in daardie tyd was platdakke gewees. Baie sterk en platdakke gewees, en hulle het dit gebruik as 'n ekstra vertrek. Hulle het baie keer daar lekker gesit, seker maar in die middagsonnetjie, of dit was 'n lekker vertrek waar jy kon bid het. En Petrus het op die dak geklim, en hy was besig om te bid. En toe begin hy hierteen om 12 uur, dit was die 12 uur gebed, so die mense onder was besig seker om die middagete voor te berei. En hy ruik toe, lekker skaapvleis, hulle mag skaap geëet het. En hy ruik toe die aroma, en hy het honger geword, en terwyl hy besig was om klaar te maak, het daar 'n verrukking van sinne oor hom gekom. So, hy dog toe, okay, ek het nou genoeg gebid, daai kos ruik nou te lekker, ek moet nou eers gaan eet, en hy dog toe, laat ek nou maar net gaan, die hongerpyne plan nou te veel, en net voor hy afgaan, toe gee die Here vir hom 'n visioen. 'n baie belangrike visioen. Vers 11, hy sien die hemel geopen, en 'n voorwerp soos 'n groot laken na hom afdaal, wat aan die 4 hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die 4-voetige diere van die aarde en die wilde en kruipende diere en die voëls van die hemel. Nou hierdie diere in hierdie laken verteenwoordig alle onrein diere, wat vir Jode onrein was, hulle mag dit nie geëet het nie. Ek is so bly ons lewe in die Nuwe Testament era, nee, in die genade tyd. Ek weet nou, lekker kreefie oor die kole, prons, hulle mag nie sulke goed geëet het nie. Volstruis biltong, is nogal lekker nie. Ja, ou vark, choppie, of 'n stukkie bacon, gerookte ham. Ons mag dit nou eet, prys die Here, ons lewe nou in daai era, maar hulle mag dit nie geëet het nie. En ek dank Jesus dat hy dit gebreek het, dat hy daai wet kom vervul het, want Jesus het gesê daar in Matteus 15 vers 11, nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. So hoekom mag nie Jode nie sekere kosse geëet het in die Ou Testament nie? Ek dink vir gesondheidsredes, onthou hulle het in die woestyn rondgetrek, daar was nie dokters, yskaste, hulle het nie al die fasiliteite gehad, die tegnologie, soos ons vandag nie, en ek weet, varkvleis kan nogal gevaarlik wees vir 'n mens, as dit nie op die regte manier voorberei word nie. So, hulle mag sekere kosse en diere nie geëet het nie vir higiëniese redes, maar ook om hulle te onderskei van ander nasies. God het homself deur die Joodse volk openbaar aan 'n heidense wêreld deur Jesus Christus. Daar moet 'n onderskeid wees tussen die Jode en die heidene. En vandag, ons as gelowiges, deel van God se liggaam,
kinders van die Here, deel van God se familie. Daar moet 'n onderskeid tussen ons en die wêreld ook wees. Nie dat ons dink ons is beter as hulle nie. Maar as die wêreld na jou kyk as gelowige, moet hulle sê, daai ou is anders. Hoe sien hulle dat ons anders is? Nie omdat jy weier om varkvleis te eet nie, maar omdat jy vrug dra. Omdat jy vrug dra wat by die bekering pas. Daai ou is anders. Daar's iets wat uit hom uitstraal. Daar's liefde. Daar's omgee wat die persoon wys. En so, deur die morele wette te onderhou, wat God wel daai tyd vir die Jode gegee het, dra ons vrug. Kyk, in die Ou Testament was Israel onderskei deur die onderhou van seremoniele wette, voedselwette of die eetwette, burgerlike wette en morele wette. Jesus Christus kom, hy sterf aan die kruis, hy staan op die 3de dag en deur dit alles vervul hy hierdie seremoniele wette. Vervul hy hierdie voedselwette. Gaan kyk bietjie na daai seremonies. Jesus het dit alles kom vervul. Maar ouens, die morele wette is nog steeds in plek. Jy mag nog steeds nie doodslaan nie, of steel nie. Jy hoef nie meer 'n dier te offer vir jou sondes nie, en jy hoef ook nie meer feeste te hou nie. Gaan lees Kolossense 2 vers 16. Ons hoef nie daai goed mee te doen nie, maar ons mag nie steel. En ons mag nie doodmaak meer nie. Dis morele wette wat nog steeds in plek is vir ons. En wanneer ons vrug dra en ons vervul hierdie morele wette, wys dit dat ons uitgesonder is, dat ons God se volk is en dat ons vrug dra. Nou, vir Petrus om te eet van onrein diere. Ouens, was 'n vreemde konsep, want hy het dit nog nooit gedoen nie. Vers 13. Toe kom daar 'n stem na hom wat sê: "Staan op, Petrus, slag en eet." En Petrus sê: "Nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie." Die Here sê vir hom: "Slag en eet." Petrus: "Nee, ek gaan nie, ek het nog nooit iets onreins geëet nie." Wat die Here eintlik vir Petrus sê daar is, sê Petrus, moenie langer na die heidene kyk as iets wat onrein is nie. En net goed genoeg is vir die hel nie. Dis wat die Jode geglo het. Die heidene is net goed genoeg vir die hel. Ouens, God het nie die hel gemaak vir mense nie, maar vir Satan en sy engele. Dis eintlik hoe die hel geskaap is. Nie vir mense nie. Mense wat in die hel gaan opeindig, stuur hulle self soontoe. Dit was nie God se plan nie. Maar die Jode het letterlik geglo dat die hel vir die heidene gemaak was. En hier kom God en hy sê: "Petrus, hou op om ander rasse te sien as onrein, want dit wat ek rein gemaak het, mag jy nie sien as onheilig nie. Hulle is gelyk met julle nou." Daai was moeilik vir Petrus. 'n Vreemde, nuwe konsep. Jy sien, die kerk tot op daardie stadium, die vroeë kerk tot op daardie punt het basies net bestaan uit Joodse Christene. Daar was nie regtig heidense Christene nie. So God kom hier en hy probeer vir hom wys dat almal gelyk is in God se oë. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Kom ons lees verder. En weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom. Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. En dit het 3 maal gebeur en die voorwerp is weer in die hemel opgeneem. Ai, Petrus. Lyk my die Here moet elke keer goed vir hom 3 maal sê, nê. Daai hele toe God vir hom gesê het jy my waarlik lief? Hy het dit 3 maal gesê. Hier kom die Here weer 3 maal en hy sê: "Eet, slag en eet. Jy mag maar ou varkchoppie eet." Want die Here het geweet by Kornelius se huis gaan Petrus dalk kos moet eet wat onheilig is in die Jode se oë. Die Here sê: "Jy mag dit maar eet." En terwyl Petrus by homself daaroor verleef was, wat die gesig tog kon beteken wat hy gesien het, staan die manne wat deur Kornelius gestuur was, daar by die poort en verneem na die huis van Simon. So, die manne wat Kornelius toe nou gestuur het na Joppe toe, het toe aangekom in die dorp en hulle staan daar by die huis. En hulle roep en vra of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar tuis is, want daar was 2 Simons nou in die huis, nê? Simon die leerlooier en Simon Petrus. En hulle sê toe, is hier 'n Simon Petrus wat hier woon? En terwyl Petrus nadink oor die gesig, hy was ook besig om te dink oor hierdie dinge, sê die Gees vir hom: "Daar's 3 manne wat jou soek.
Staan op, klim af en gaan saam met hulle sonder om te twyfel, want ek het hulle gestuur. Moenie twyfel eers nie. Petrus staan op en gaan. En Petrus het afgeklim na die manne wat deur Kornelius na hom gestuur was en gesê, kyk, dit is ek wat julle soek. Wat is die rede waarom julle hier is? Hier is Petrus nou weer. Nou wil hy eers weet, waarom is hulle nou hier? Die Here het gesê, moenie twyfel nie, gaan saam met my ouens. En hulle sê, Kornelius, 'n hoof van oor 100, 'n regverdige en godvreesende man, wat 'n goeie naam het by die hele Joodse nasie, het 'n goddelike openbaring ontvang deur 'n heilige engel. Nou vertel hulle vir hom, wat met Kornelius gebeur het. En om u te laat haal na sy huis om te hoor wat u sal sê. En hy het hulle binne genooi en geherberg. En die volgende dag het Petrus saam met hulle afgereis en enkele van die broeders uit Joppe het met hom saam gegaan. So daar gaan Petrus nou na Kornelius se huis toe. Sien, vir Petrus om hierdie heidene in te nooi in sy huis in was ook 'n groot ding geweest, né? Die Here was besig om te werk. Hy het hulle gehuisves vir die aand. Verandering was besig om plaas te vind in Petrus se hart. Vers 24, die dag daarop het hulle in Caesarea aangekom en Kornelius was hulle te wagte en hy het alreeds sy familie en besondere vriende bymekaar geroep. Ek dink Kornelius was baie opgewonde oor Petrus se kuier by sy huis. Want 'n engel van die Here het vir hom gesê, laat hierdie man roep. So, as 'n engel van die Here sê, daai ou gaan vir jou dinge vertel wat jy nodig om te hoor, het hy seker gedink, dit moet 'n belangrike persoon wees. En hy het sy hele huishouding gereed gekry vir Petrus se besoek. Vers 25. Toe Petrus dan binnekom, het Kornelius hom tegemoet gegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en gesê, staan op. Ek gaan nie my aanbid nie. Ek is self ook maar net 'n mens. Dit is vir my so mooi hoe die disippels in die gedurende die vroeë kerk, God het hulle gebruik en hulle het groot wonders en tekens gedoen, hoe hulle altyd God die eer gegee het. Hulle het nooit toegelaat dat mense hulle vereer nie. Staan op, ek is self ook net 'n mens soos jy. Ouens, ons aanbid nie mense nie. Moet dit nie vergeet nie. Ons plaas nie mense op 'n verhoog nie. En mense kan so maklik 'n persoon wat buitengewoon deur God gebruik word, verhef en amper verafgod. En dink hierdie persoon is nou so belangrike mens. En Christene doen dit baie keer. As hulle sien God gebruik 'n persoon kragtadig en wonders en tekens gebeur deur hulle lewe, so maklik kry hierdie ou sommer celebrity status. Ek meen, as ek net kyk na van die groot kerke in die wêreld, ek meen daai pastoor is soos 'n rockstar, man. Kyk, hy trek so cool aan en hy kry sommer sy hele voorkoms verander, dra funky brille en hy's so cool en hy's soos 'n rockstar. En ek dink maar, hoekom sal julle nou die mens so verhef? Dis onnodig. Dis gevaarlik, want die fokus word van God afgehaal en op die mens geplaas. En wat gevaarlik is ook, jy besef nie, die mense om daai ou besef nie, hoe gevaarlik dit is vir daai persoon wie hulle so verhef nie. Want nou gaan God daai ou se karakter moet toets, of hy nie dalk hoogmoedig raak en dink hy's beter as ander nie. En daai toets, daai beproewing is nie maklik nie. Is nie maklik nie. So ons verhef nie mense nie. Ouens, in die Vatikaanstad in Rome is daar 'n beeld van Petrus wat duisende mense al deur die eeue besoek het. En die tone van die regtervoet is heeltemal weggehaal. Weggevryf. Soos die mense kom en buig voor hierdie beeld en die tone soen en die tone vryf en hierdie beeld vereer. Petrus, so wonderlike, what a saint. En dit gebeur so maklik, is 'n menslike ding, maar mag die Here ons help dat ons nooit ons oë op mense hou nie, maar altyd op God. En die mense vereer nie. Ons moenie Petrus, Paulus of Maria aanbid nie, of enige ander persoon nie. Daar's net een middelaar, dis Jesus Christus. En elkeen van ons het toegang ontvang tot die Vader deur Jesus Christus. Jy kry nie toegang deur jou pastoor of deur jou priester nie. Jy hoef nie vir jou priester te vra om jou sondes te vergewe nie.
Jy kan direk sê, Jesus, vergewe my van al my ongeregtigheid. Elkeen van ons kan God se troon met vrymoedigheid nader. Elkeen van ons het toegang deur Jesus Christus, as jy om jou verlosser gemaak het tot die Vader. Handelinge 10 vers 27, en onderwyl hy met hom spreek, gaan hy binne en vind baie wat vergader het. En hy sê vir hulle, hier praat Petrus nou, julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of hom te besoek. Ag, ou Petrus. Maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. En toe begin Petrus die evangelie aan hulle verkondig. En hulle was so honger vir dit, ouens. Hulle was so gereed vir dit. Die hele huishouding. En ons spring af daar na vers 38 toe. En in 'n paar kort verse, in 'n paar minute, gee Petrus vir hulle die evangelie met betrekking tot Jesus van Nasaret. Hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. En ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Nou onthou net, Kornelius, nou verstaan, hy hang die God van Israel aan, hy bid tot hom. Hy het nie besef, hy het Jesus nodig nie. Hy het seker gehoor van Jesus, hierdie man wat sulke wonderlike dinge gedoen het, wat aan 'n kruis gesterf het. Party mense sê hy het opgestaan, en hy het besef hy het nou 'n verlosser nodig nie. En daarom het God vir Petrus laat roep, want Petrus moet vir hom vertel wie hierdie Jesus werklik was, dat hy die Messias, seun van God, en dat jy hom nodig het. En Petrus bring hierdie evangelie van hom, en ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem, en hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies was, aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy uit die dode opgestaan het. Petrus sê, ek was daar, ek het hom gesien, nadat hy opgestaan het, het Jesus aan my verskyn. Ek het saam met hom gewandel. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is. Dat Jesus die een is wat deur God die Vader bestem is as regter en lewende en dode. Aangaande hom as regter van lewe en dode. Vers 43. Aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. Net daar ouens. Toe Kornelius in sy huishouding die evangelie hoor, het dit hulle geraak. Was hulle aangeraak en hulle dadelik gereageer. En ek sluit af met hierdie verse, vers 44, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, terwyl hy nog gepraat het, het die Heilige Gees op hulle geval wat die woord gehoor het, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas. Kom onthou, Lot het saam met Petrus nou gaan kuier by Kornelius, ook 'n klomp Jode, Christen Jode, en hulle was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees nou ook op die heidene uitgestort is. Man, dis nie net vir ons nie, dis vir die heidene ook. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Dit was die bewys toe nou, né, vir hulle. Want hierdie ouens het net soos op die dag van Pinkster, het hulle ook in tale begin spreek. Toe sê hulle, maar my hemel man, die Heilige Gees was nie net op ons as Jode uitgestort nie, maar dis daar vir die heidene ook. En Petrus sê toe, niemand kan tog die water weer nie. Niemand kan hulle weghou van die water af nie, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. Hy sê, kom ons doop hulle man. Hulle het die evangelie ontvang en hy het hulle beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. Ek dink Petrus het net daar besef, Jesus het nie net vir die Jode gekom nie, maar vir die heidene ook. Vir elke nasie op hierdie aarde, vir die hele wêreld. Ons God se verlossing is beskikbaar vir almal wat die naam van die Here aanroep. En hoekom het Lukas dit goed gedink
om hierdie insident neer te skryf in Handelinge. Onthou julle, ons het al daaroor gepraat, hy het al die insidente geneem wat 'n geweldige effek gehad het op die uitbreiding van die evangelie en hy het dit spesifiek neergeskryf. Daar was baie ander dinge wat ook gebeur het in die vroeë kerk. Maar hy het gedink, hierdie moet ek neerskryf, want hier was die evangelie vir die eerste keer aan die heidene begin verkondig, aan mense soos ek en jy. En ek dank die Here vir dit, is nie so nie? Dat God Petrus laat roep het, dat hy na Kornelius toe gekom het, en nou was die evangelie aan die heidene ook verkondig en so dit versprei. Totdat dit in Suid-Afrika uitgekom het, totdat dit in Georgia uitgekom het, en hier sit ons vandag. Wedergebore kinders van die Here. Jesus is ons verlosser. In Handelinge 10 maak God 'n heiden en 'n Jood se oë oop, om te sien dat sy genade beskikbaar is vir almal. Of jy nou 'n goeie of 'n slegte sondaar is, jy het 'n verlosser nodig. Jy het 'n verlosser nodig. Jesus Christus. Jou goeie werke kan jou nie red nie. Dit maak nie saak hoe goed jy was nie. Ouens, as Moeder Teresa nie Jesus Christus haar persoonlike saligmaker gemaak het nie, is hy nie in die hemel nie. Dis wat die woord sê. As jy nie Jesus Christus, jou persoonlike saligmaker, en jou gee lewe vir hom nie, al het jy al die goeie dinge gedoen in hierdie wêreld, gaan jy nie op 'n goeie plek opeindig nie. Selfs jou goeie werke is vir God nie goed genoeg nie. It's like, waar staan dit? Ek het nou vergeet. It's like filthy rags, wat die Engels sê, in God se oë, jou goeie werke. Dis nie goed genoeg nie, jy het 'n verlosser nodig. En omdat ons verlos is dan nou, doen ons goeie werke. Dis 'n uitvloeisel, maar moet jy die kar voor die perde inspan nie, moet eers Jesus aanneem, en net hy kan jou red en verlos en vry maak. En die van ons wat diep vasgevang was in duisternis, kan vanoggend ook net sê, dank U Here, U genade was my genoeg, U het my uitgered, my verlos van my slegte verlede. Ek was nie eers 'n goeie sondaar nie, ek was 'n slegte sondaar, en U het my verlos, en my vrygemaak. En die evangelie is vir slegte sondaars ook, dis vir almal, alle nasie, alle rasse, amen, loof die Here. Kom ons bid saam. Here, dankie, dat ons verlos is deur die bloed van die lam. Dankie Here dat hierdie evangelie, hierdie goeie nuus vir alle nasies is. Dankie Here dat U ons as U aardse familie, Here, dat U ons gered het en dat ons deel is van God se plan. Deel is van God se raadsplan en dat ons deel is, Here, van U koninkryk. En ek wil U vra, Here, dat U weer daardie vlam in ons harte sal aan die brand steek, om ook oral waar ons gaan, disippels te maak en die evangelie te verkondig. Here, U het nie engele gebruik om die evangelie te verkondig. U het mense gebruik, soos ons. En ons besef dit net al hoe meer. U wil ons gebruik, Here. Here, U Gees werk in en deur ons, en U lig skyn in ons harte en deur ons harte na hierdie wêreld toe. Help ons, Here, om 'n ingesteldheid te ontwikkel van ware getuies vir Christus, oral waar ons gaan. Ek dank U daarvoor, Here. Hierdie evangelie is nie net iets wat ons vir onsself hou nie. Maar oral waar ons gaan, Here, kan ons in woord en in daad getuies wees vir Christus. Help ons om vrug te dra, Here. In hierdie wêreld, goeie vrug te dra wat by die bekering pas. Ek dank U, Here, en loof U, Here, in Jesus naam. Amen, loof die Here.